Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie maandagoggend. En ja, ons gaan voort met Jesaja 22 vanaf vers 12. My Heer die Here, heers oor alle magte, het op daardie dag 'n oproep gedoen tot 'n gehuil, tot roubeklaag, tot die kaalskeer van koppe en die aangord van rouklere. Maar kyk, daar is vreugde en blydskap. Laat ons beeste doodmaak en kleinvee slag, vleis eet en wyn drink. Laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Jo, vriende, hier kondig die Here 'n routyd aan en al die goed wat hulle moet doen is teken van rou, dat hulle oor hulle sonde moet rou, regtig gaan dink daaroor. En dan kan die oordeel afgeweer word. Maar in plek daarvan, dis hierdie groot maar kyk. Die volk doen presies die teenoorgestelde. Maar hulle besluit nee man, laat ons eet en drink en wyn drink en partykeer môre gaan ons in elk geval sterf. Wat 'n verskriklike lewenshouding om te hê. En tog is dit so dat baie mense so leef. So vriende, ek wil hier vanoggend kom eintlik uitdaag. In hierdie tydperk in die kerklike jaar, dit is die lydenstydperk. Die Engelse praat van Lent. Is daar hoeveel Christene wat weer gaan moeite doen, weer na hulle self kyk, die mooi woord van verootmoedige, en hulle lewe ondersoek in lig van God se woord en in lig van hulle verhouding met God. Ek wil by jou pleit, wil jy nie dit ook doen nie? Wil jy nie ook hierdie tyd gebruik as 'n verdieping vir jou verhouding met God nie? Amen. Here almagtige God, ja, dis eintlik met skok wat ons hierdie teks lees. En Here, dan wil ons vra dat U tog maar met ons mag wees, dat ons verhouding met U prioriteit sal maak. En dat ons juis in hierdie tyd baie sterk sal fokus daarop. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n geseënde dag hê. Totsiens.